Stap 1. Ons gaan u deelname gedurig deur evalueer. Die sagte ware maak dit vir ons moontlik om te sien wie gebruik die stelsel effektief en wie is so 'n bietjie agter. Dan sal ons julle kom aanpoor en help om so 'n bietjie by te kom met al die ander lede. Die volgende stap. Pas die opleiding aan indien nodig. As ons agterkom waar sekere gedeeltes wat julle nie verstaan nie, gaan ons opleiding opsit en julle uitnooi, gaan kyk na daai video of na daai skyfie vertoning sodat julle meer effektief kan werk. Ons gaan julle selfvertroue aanmoedig. As ons agterkom waar jy is nog nie so lekker met 'n sekere bemarkingsaksie van jou nie, as ons vir jou skimpe gee en 'n bietjie help om daai punt te verbeter. As ons sien jy verstaan jy hoe werk hierdie nuusblad van ons nie, gaan ons uitreik na jou toe en vir jou sê, kom ons help jou, ons sit gou vir jou 'n bietjie nuus op, wat die ander mense ook kennis neem van jou. Ons gaan moedig, effektiewe kommunikasie aanmoedig. Ons wil graag hê elkeen moet sy sê. Op die einde van die dag is daar 'n direksie en hulle moet besluite neem en hulle wil graag die vertroue hê dat die besluite wat hulle neem die regte besluit is en die lede so kan ondersteun. Ons gaan fokus op die klein verbeteringe wat daar wel is. En as jy iets reg doen en daar's 'n hele stelsel binne hierdie community waar jy vlakke kan bereik. Jy kom in as gewone lid en as jy sekere doelwitte bereik het, gaan die stelsel vir jou sê jy is nou 'n bronslid en dan 'n silwer lid en dan 'n goue lid. En as jy regtig goed is, dan maak ons jou sommer projekleier. En dan begin met besigheidsontwikkeling. Al daai goed wat ons kan doen om skouerspier as julle besigheid, julle konsessie te ontwikkel en vorentoe te neem, gaan ons julle mee help. As ons sien iemand is goed in te vaardigheid met die skryf van 'n prosedure, gaan ons jou vra, skryf vir ons daai prosedure. As ons weet een van ons lede is baie goed met 'n video, gaan ons hulle vra, help met die video's wat in hierdie hele platform is. Dat ons almal kan saamwerk aan die groot projek. Goed, ons bou dan 'n deelnemende gemeenskapskultuur. Die ding wat ons doen, staan met sy een been binne in hierdie internetwêreld, die virtuele wêreld. En met sy ander been in die werklike wêreld wat bekend staan as die nuwe deelekonomie. Nou, wat hulle bedoel met daai deelekonomie? Die bevolking van die wêreld is al by 'n paar biljoen verby. En dit het gebeur in die laaste 100 jaar. In die volgende 25 jaar verwag hulle gaan die bevolking van die wêreld verdubbel. Beteken hulpbronne gaan al skaarser en skaarser word. En die regering sal natuurlik wil besluit, moet hierdie hulpbronne toegeken word. Op 'n baie onregverdige manier. Maar ons kan daai besluit uit hulle hande uitneem. Deur self te besluit, hoe wil ons skaars en duur hulpbronne deel. Soos ons het klaar besluit, ons gaan kliënte deel. In finansiële koöperasies, daar deel ons skaars kapitaal. In voedselkoöperasies gaan ons skaars kos vir ons mense kry. In 'n motorkoöperasie, duur voertuie wat gedeel word, kos vir elkeen al minder, want jy gaan hom net kry wanneer jy hom nodig het. So het elkeen van hierdie koöperasies iets om te deel. En deur te deel, gaan daar genoeg wees vir almal. Die geweet daar is al genoeg karre gemaak om vir elke mens op hierdie planeet 'n kar te gee. Moet ons nou nog karre bou? Of kan ons hulle deel? Natuurlik gaan mense nog karre bou, maar hoe meer en meer mense besef, hulle kan die goed deel, hoe minder van dit is nodig. En hoe meer kan ons wel fokus te sorg dat mense gelukkig is, kos in die maag het en 'n groot genoeg inkomste verdien. Nou, ek gaan hierdie heeltemal bespreek nie. Hy gaan nou op die gemeenskap beskikbaar wees om na te kyk van hoe ons hierdie deelnemende gemeenskapskultuur gaan vestig. En ons spring weg hier deur kliënte te deel. Enige vraag? Ja, weet jy wie die opgestel? Ek het 'n bietjie gekarring en daai mense daar, Louise. Besonder professioneel, baie mooi. Wel dan.
Baie dankie. Plesier. En aan haar sy is 'n ouetjie wat my kar regmaak. Dis hy. Goed, dan gaan nou vinnig vir Louise vra. As jy daar kan inskryf waar sy sit, en dan bring jy gou vir ons die Kan ek dit dan my net wat ek dit julle doen? jy ja. Sy gaan gou vir julle wys hoe lyk hierdie gemeenskap waarin jy gaan beland. Terwyl sy besig is, gaan net vir iets verduidelik. Uit die groot projek uit is daar nou werk ons kliphard daaraan. Ons wil 50.000 medestigters innooi na die groot projek toe. Mense uit die finansiële wêreld uit, mense uit die konstruksiewêreld uit. Want daar gaan nou in die volgende 5 jaar gebou word laat dit bars. Nou die eerste ding wat gebou word is ook soos 'n groot gemeenskap, 'n platform waarop aan die een kant al hierdie konstruksiemense kan aanbehoort en aan die ander kant al die finansiële mense aan kan behoort. En as daar 'n projek is wat ons wil doen, gaan ons sê hierdie 50.000 konstruksiemense, wie wil aan hom kom bou? Hulle kan dan hulle hand opsteek. In hierdie finansiële wêreld gaan ons hulle vra, wie wil hierdie projek finansier? En hulle kan sê, ons sit soveel by amper, soos ons high tank storie, maar op 'n massiewe skaal, wêreldwyd. Maar daar is nie 'n maatskappy wat groot genoeg is om al hierdie goed wat ons wil doen uit te voer. Nou skep ons vir hulle 'n platform waarop daai vermoë gevestig word. Nou daai platform se naam is the Three Spires Community. So as jy uitgenooi word, word jy uitgenooi na daai Three Spires Community toe. Nou, om dit vir julle maklik te verduidelik. As jy inkom by die community, dan stap jy in deur die deur. En daar beland jy, daar's kamerdeure. Dis die portaal en die deure. Dan gaan jy sien, hierso is 'n deur vir die Motive Group of Companies. En as jy daarin gaan, kan jy sien wie en wat is die Motive Group of Companies. En almal wat dan aansluit, daar ander 50.000 mense kan daar gaan kyk. En hierdie kant, as jy daai kant kyk, hierso is Strategic Capital Partners, dis die finansiële mense. Hulle gaan daar kyk, wat gaan aan. Eentjie verder af in die gang, daar's 1003. Dis die maatskappy wat al hierdie internet goed moontlik maak. Die datasentrums, die platforms wat hierdie goed op bedryf en so aan. En daar aan die vierde ene, daar is 'n deurtjie en daar bo staan heel beskeie cooperatives. En as jy daarin gaan, dan beland jy daar by Skouerskuur. Dit is die eerste koöperasie in daai ruimte. En is welkom as 'n lid wat daarin kom. Onthou, elkeen van julle wat by Skouerskuur aangesluit het, het 'n toegif gekry van aandele in die Motive en in UCS. So dis die hele maatskappy se mense. Dis goed as julle daar gaan kuier en gedurende ook kyk en nie net deur hardloop aan na jou kamer toe nie. Wat gaan aan in die groot projek? Want in hierdie projek wat hom uniek maak, hy is oop vir almal om te kyk. Niks word weggesteek nie. Niks is geheimsinnig nie. Want ek dink dit wat ons wil bereik is so indrukwekkend dat die hele wêreld afgeneem word. So ons gaan met 'n e-mail veldtog begin en mense innooi en voor die einde van Augustus wil ons kyk of ons nie al 50.000 mense op daai groot gemeenskap betrokke kan hê. So ek gaan vir julle wys